Kan ons u aandag kry asseblief? Die Jesus-trein het sopas gearriveer op Joy Radio Vaaloever ateljeestasie saam met professor Aubrey Burger en Joel Burger Howard op die lofprysing en God se woord platform met die aanbiddingslied Yahweh will manifest himself deur NBCFC. Yahweh.
We thank the Lord for manifesting Himself within our presence. Kom ons word stil voor ons almagtige God en Hemelse Vader. Almagtige God, Vader, ons dank U vir ieder en elk wat U veilig saamgebring het op hierdie platform, op Joy Radio. En ons kom en versoek in nederigheid, dat soos het U self gemanifesteer het in ons teenwoordigheid, dat U ook as die drie-enige God 'n permanente woning in ons, rondom ons, met ons sal maak. En dat U teenwoordigheid en glorie ten alle tye saam met ons sal wees. Vader, laat ons gelei word deur die Heilige Gees met vandag se leerlingboodskap. In die naam van Jesus, soos daar opgeteken is in die woord, waar daar geskrywe staan, as iemand spreek, laat dit wees soos woorde van God. As iemand dien, laat dit wees soos uit die krag wat God verleen, sodat U, Vader, in alles verheerlik kan word, deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en krag toekom, tot in ewigheid. Ons dank U daarvoor, Vader, in Jesus naam, Amen. Do you feel like the odd one out, wandering in the desert, or feeling like you're just on a big ocean on your own? While everyone around you goes to places to worship, to praise our Heavenly Father, but you just don't feel that you are comfortable wherever you go. Come and visit JCR MTS, a calling for reformation, yes, at the Jesus Christ Reformation Ministration and Theological Seminary. We have every Sunday at 9 o'clock sermons at Vaal-Oewe van der Bijl Park, as well as other venues across the country. We also provide you with faith-based registered counselors, married officers. We provide funeral services, seminary training, cell groups, youth activities, and much more. So contact myself, Pastor Aubrey Burger, at 076 479 7517, or contact Jill at 074 689 6263. Pastor Peter Boyson at Brakpan, 068 577 9817. Pastor Frikkie at KZN, 079 261 1332. There's Pastor Barry in Primrose at 074 089 7849. And then we welcome to the JCR MTS family, Pastor Chris and his wife Eldine Boyson, down there in PE. They can be contacted on 083-232-2442. There's no excuses anymore. Wherever you want us, you will find us. So, contact us right now. Geliefdes, as u wil graag deel wees van die program, of ons maar net 'n boodskapie wil stuur, of 'n vraagie het, onthou ons nommer in die ateljee, Vaal-Oewe is +27 79 678 0510. Ek herhaal hom vir u, +27 79 678 0510. En nou gaan ons oor dan na Jill toe, waar sy vir ons gaan lei met geesgevulde lofsangmusiek. En dan daarna is dit die boodskap op lofsang en God se woord. Fire in his eyes and a sword in his hand.
and he's riding a white horse across this land. He has fire in his eyes and a sword in his hand, riding a white horse all across this land. And he's calling out to you and me, will you ride with me? He has fire in his eyes and a sword in his hand, and he's riding a white horse across this land. And he's calling out to you and me, will you ride with me? Will you ride with me? And we say yes. Yes, Lord, we'll ride with you. We'll ride with him. Yes, Lord. And we say, yes, Lord, we will ride with you. We will stand up and fight. We will ride with the armies of heaven. We'll be dressed in white. We'll be dressed in white. And we say yes, yes, Lord, we will ride. He has a crown on his head, carries a scepter in his hand, and he's leading the armies all across this land. And he's calling out to you and me, will you ride with me? Will you ride with me? And we say yes, yes, oh Lord, we'll ride with you. And we say, yes, Lord, we will ride with you. We will stand up and fight. We will ride with the armies of heaven, and we'll be dressed in white. We'll be dressed in white. And we say yes, yes, Lord, we will ride. Yeah, and we say yes, Lord, we will ride. Yes, Lord, and we say yes, Lord, we will ride with you. We will stand up and fight. We will ride with the armies of heaven. We'll be dressed in white. We'll be dressed in white. And we say yes, yes, Lord, we will ride. That fire in his eyes is his love for his bride, and he's longing that she be with him, right by his side. That fire in his eyes is his burning desire
that his bride be with him, right by his side. And he's calling out to us right now, will you ride with me? Yes, Lord, that's all we can say. Yes, Lord. Say yes to you. Yes, Lord. Yes, Lord. Say yes.
Ons ewige Vader, skepper van die heelal, God almagtig, deur die Heilige Gees het Christus vlees geword, Jesus ons redder. Ek glo in God ons Vader en in Christus die Seun. Ek glo in die Heilige Gees, ons God is drie in een. Ek glo in sy opstanding, dat hy ons op sal neem. O ja, ek glo in die naam van Jesus. Wat ons verdedig, gekruisig en gelei. Vergifnis is in U, in duister neergedaal, in glorie opgestaan, vir ewig op die troon. Ek glo in God ons Vader en in Christus die Seun. Ek glo in die Heilige Gees, ons God is drie in een. Ek glo in sy opstanding, dat hy ons op sal neem. O ja, ek glo in die naam van Jesus. Ek glo in U. Ek glo U opgestaan. Ek glo Jesus Christus is die Heer. Ek glo in U. Ek glo U opgestaan. Ek glo Jesus Christus is die Heer. Ek glo in God ons Vader en in Christus die Seun. Ek glo in die Heilige Gees, ons God is drie in een. Ek glo in sy opstanding, dat hy ons op sal neem. O ja, ek glo in die naam van Jesus. Ek glo in God ons Vader en in Christus die Seun. Ek glo in die Heilige Gees, ons God is drie in een. Ek glo in sy opstanding, dat hy ons op sal neem. O ja, ek glo in die naam van Jesus. O ja, ek glo in die naam van Jesus. O ja, ek glo in die naam van Jesus. Ek glo in die ewige lewe, die geboorte uit die macht, die gemeente van die heiliges en in die heilige kerk. Ek glo in sy opstanding, wanneer Jesus terug sal kom. O ja, ek glo in die naam van Jesus. Ek glo in God ons Vader en in Christus die Seun.
Ja, goeienaand geliefdes, weer eens van my kant af en van Joel se kant af. Ja, Joy Radio, dis waar ons is, hier vanaf die ateljee op Vaaloewer, en op hierdie heerlike, wonderlike Saterdag aand, die 15de Februarie 2025, maar dit moes nou nie vergeet nie. En hierdie week gaan ons voort met deel 2. Ons het ons gesê, ons is besig met liefde. Maar nie die ronde dik mannetjie met die vlerkie met die pyl en boog nie, nee. Ons praat van Gods liefde. En vanaand gaan ons bietjie gesels oor, wat is liefde volgens die Bybel se voorskrifte, of volgens die skrifte in die woord van God. En soos dat ons begin het, daai een van Annie Parks, We Will Ride, as ons werklik waar God lief het, dan sal ons mos saam met hom ry en beklei, is dit nie? Ons sal saam met hom op die perd klim, langs hom wees, daar soos die swaard met die swaard in die hand, wat die woord is, sal ons saam met hom beklei. En in die liefde van Jesus Christus, deur Jesus Christus, soos Jesus Culture vir ons gesê het, break every chain, sal ons elke liewe ketting breek, wat die vyand bind, wat die vyand in ons rigtings inbring. En hierdie laaste enetjie van die Hillsongs, ek glo in God die Vader, ek glo in God die Seun, ek glo in God die Heilige Gees. Ja, die drie enige God. Ek weet daar is baie ander dominasies en bedienings wat sê, nee, dit is net Jesus en Jesus alleen, die Jesus only plan. Maar, because according to them, the Trinity doesn't exist. Maar die woord van God wys vir ons dit baie anderste. Ja, nee, die drie enige God is, en was, en sal nog altyd wees. Maar geliefdes, ons almal weet, dat liefde is moeilik om te definieer, is dit nie? Ons het laas week ook so 'n bietjie daaraan geraak. Ons moet onthou, God is die beliggaaming van liefde. Ek weet, dit is moeilik om te definieer, ja, ek verstaan dit. Maar as 'n kind van God, uit daai oogpunt uit, verstaan mens liefde geen beter as vanaf uit 'n Bybelse perspektief nie, volgens die woord nie. Want jy weet, liefde, en die eintlike definisie van liefde, is een van die mees gesogste temas in die woord. En die bekendste gedeelte van alles, en ek seker as ek nou vir u sê, luister, laat weet my gou, binne die volgende paar sekondes, van waarvan praat ek nou? Is ek amper doodseker, almal sit nou klaar reg op om sê, maar ek weet. Die mees bekendste gedeelte van liefde in die woord, is mos niks anderste, is daar so in 1 Korintiërs. Ja, daai hoofstuk wat ons almal van so goed weet, hoofstuk 13. Dit is mos die een, waarvan ons almal praat. Weer die Griekse woord agape, of agapi, die een spreek jy uit met die e en die ander met die i in die agterkant, is die emosie van onvoorwaardelike partydigheid, die kern van Godskinders. Die agape liefde van God. En ons gaan nog daaroor breedvoerig gesels, soos wat ons met hierdie serie aangaan. Liefde is alles verbruikend, bemagtigend, en liefde leef in ieder en elk van ons. Elke liewe een van ons, liefde leef in ons. Ons harte is die simbool van die liefde wat in ons woon, en God is die simbool van die liefde wat ons dan op hierdie aarde weerkaats, deur Jesus Christus, sy enige gebore seun. As ons aan die woord van die Vader dink, beskou ons dit mos as 'n bewys van die Vader en al die liefde wat hy aan ons as sy kinders gegee het en toegestaan het. Die woord van God, geliefdes, is een reusagtige liefdesverhaal. Dit mag miskien vir ons nie so voorkom nie. Daar is al hoeveel argumente wat gesê word, nee, maar hoe kan dit wees? Daar is soveel
haat in die woord, daar's soveel verleiding in die woord, daar's soveel afguns in die woord, in plaas van liefde. Maar aan die einde van alles, het liefde dit tog alles oorwin, is dit nie? Die woord, die liefdesverhaal in die woord, is 'n verhaal van God in sy reis na ons aanvaarding, en die vergewing van onsself en ander. Want die liefde binne in die woord bind die haat en die oneerlikheid waarmee ons te doen kry op 'n daaglikse punt van ons lewens. Liefde oorwin alles. En ek dink jy weet waarvan ek praat. Soos ek nou gesê het, die heel bekendste gedeelte in die woord is niks anders as in 1 Korintiërs hoofstuk 13 nie, né? Maar ons gaan later 'n bietjie daaroor gesels. Geliefdes, het jy geweet, liefde is wat ons weerhou om sommer net in 'n geveg met ons vyande in betrokke te raak, of net te argumenteer met diegene wat nie saam met ons stem nie. Vat liefde weg en sien hoe vinnig kry die vyand dit reg om jou in 'n argument betrokke te maak. Vat liefde weg en sien hoe vinnig kom haat na tevore. En daarom sê ek weer eens, die skrifgedeeltes van die woord van God, die liefde wat in hierdie woord van die Vader is, bind ons, as ons daarna strewe, as ons dit ons eie maak, teen haat en oneerlikheid, teen om te argumenteer en alles. En daarom vind jy dat in die woord van die Vader, is daar baie van die boeke, wat liefde as 'n sentrale tema bespreek. Absoluut. Maar vir my, een van die topboeke van hierdie, kry ek in die Nuwe Testament, wat deur die evangelis, die apostel Johannes geskryf is. En dit is die boek van 1 Johannes, wat handel oor liefde. En hier word die woord liefde, en almal nee, geloof my sê, maar liefde word mos nie eintlik daar gepraat nie. Ja, ek weet. Maar van wat se liefde praat ons hierso? Die woorde wat gebruik word, is lig en woord. Lig en woord. Skoon toe. Johannes kom hierso en hy gebruik hierdie woorde van die lig en van die woord, om gelowiges, sowel as die ongelowiges, te help verstaan hoe liefde lyk en voel, hoe dit optree en hoe dit klink. En dan gaan ons oor na 2 Johannes, waar hy die waarheid oor die L-woord, die woord van liefde, bespreek. Sien, liefde staan vir meer as net 'n romantiese aantrekkingskrag, of sterk gevoelens teenoor jou naaste aan jou. Liefde staan ook vir die waarheid. Liefde staan ook vir respek. Liefde staan ook vir gehoorsaamheid. Van kinders van God vir Godheid. Ons verwag dat God in alle tye sy liefde teenoor ons moet betoon. Dat God ons met waarheid, met respek moet hanteer. Dat God gehoorsaam moet wees aan dit wat ons vra. Maar jy weet, dit is nie 'n eenrigting pad hierdie, dit is nie 'n eenrigting straat nie. Dit is 'n tweerigting straat. So verwag God ook, dat ons in waarheid met respek na hom toe gekom, in gehoorsaamheid. Hy weet presies wanneer ons dit nie doen nie. Hy weet presies wanneer ons met voorgee liefde, skynheilige liefde na hom toe kom. Ons probeer ons kinders in vandag se moderne tyd leer, om altyd waarheid te praat, om altyd respek teenoor ander te toon, om gehoorsaam te wees teenoor hulle mederes. Wel, kom ek noem dit so, ons is veronderstel om dit te doen. Ons is absoluut veronderstel om dit te doen. Want as ons dit nie toepas in ons eie huishoudings nie, teenoor ons ouers, teenoor ons kinders, teenoor ons grootouers,
teenoor ons kleinkinders nie. Hoe pas ons dit dan toe teenoor ons hemelse Vader? Hoe sê ons dan dat ons Jesus Christus aangeneem het as daai broer van ons wat vir ons aan daai kruis gesterwe het, wat toegelaat het dat ons sonde saam met hom vasgespijker is? Jy weet, geliefdes, daar is een bekende reeltjie in die woord van die Vader. En dit is iets wat mense daagliks gebruik. Daagliks. Ag, jy kan maar met mense praat, dan sê hulle maar, onthou die woord sê. Wees lief vir mekaar. Ja. 2 Johannes 1 vers 5. En nou bid ek u uitverkorene vrou, nie asof ek u 'n nuwe gebod skryf nie, maar een wat ons van die begin af gehad het, dat ons mekaar moet lief hê. Johannes maak dit vir ons baie duidelik hierso, dat God sê, dat ons mekaar van die begin af moes lief gehad het. En ons praat nou nie van hierdie ander liefdes, wat ons so van geneig is, die soos ons wel laasweek van gepraat het, daardie storge liefde nie, ne? Ons moet mekaar lief hê, soos God ons lief het. Die agape liefde. Ek weet, soos ek reeds gesê het, ons ken hierdie vers. En die mensdom haal hierdie vers gereeld aanhoudend aan. En dit word deur alle gelowiges gebruik, hierdie gedeelte. Wees lief vir mekaar. En dit word oor 'n sekere tyd, oor sekere tye in ons op 'n dag in ons lewens gesê, of dit nou vir 'n ma is vir haar kleine kinders, of 'n hondemamma vir haar blaffende hondjies. Die woord liefde is gemaak om mense rondom ons te verbind met gevoelens van vreugde en geluk. Hoeveel keer het jy nie al gehoor, of as wanneer daar vir jou gesê word, ek is lief vir jou, hoe laat dit jou voel? Of net met daai, as jy na iemand toe gaan, geef hulle 'n druk en sê, ek is lief vir jou. Jy weet, daai is 'n woordjie, ek is lief vir jou, wat ook 'n woordjie wat in vandag se moderne tyd ook basies 'n vloekwoord geword het, 'n afskuwelike woord geword het. 'n Woord wat ons ook voor skaam geword het. God sê vir ons elke liewe dag, hy's lief vir ons. Hy sê elke oomblik van ons lewens, hy's lief vir ons. Want as hy nie vir ons lief was, hy sê, moes nie sy enige gebore seun toegelaat op daai kruis te sterwe nie. Wanneer laas het jy vir die Vader gesê, jy is lief vir hom? Kom ons wees eerlik met mekaar, wanneer laas? Jy sien, as ons iets wil hê by iemand, dan sê ons vinnig, ons is lief vir jou. As jy in die moeilikheid is, of jy iets gedoen het wat jy nie moes gedoen het nie, laat by die huis kom, wat is die eerste ding wat jy doen as jy by die huis instap? En jy sien jou vrou daarso, of jy sien jou man daar, o my lief, ek is lief vir jou hoor, om sommer middag die temperatuur net te laat sak en te laat daal. Maar altyd werk dit nie. Partykeer nog voor jy die woorde kan uitkry en dan kom die koekroller al klaar. Dan word daai liefde terugbewys op 'n ander manier. Die feit ongelukkig is, liefde is nie maklik nie. En om vir van iemand te hou, is anders as om dit te wys. Vir iemand te sê jy is lief vir hulle, is anders om die liefde aan hulle te betoon. En ja, ons toon liefde op baie maniere. Kan jy nog onthou, en ek praat nou 'n bietjie met die ouer garderes, toe jy nog jonk was, verlief was, soos ek altyd sê, vir die jonge mense, en chukkerig was, kan jy nog onthou? En ek vra die vraag baie vir die jeug ook in vandag se tyd. Hoe toon jy liefde deesdae? Ek kan nog onthou. Liefde toon jy baie keer om net iemand se hand vas te hou. As jou kind bang is in die aand, vir al die mammas, weerlig swaar is of so, dan gaan sit jy by jou kind, jy hou jou kind se hand vas, om hy vertroosting te bring, dat jou liefde te wys daardeur aan jou kind, om te sê, jy hoef nie bang te wees nie, ek is hierso. Wanneer jy 'n vriend of 'n vriendin bel om te sê, luister, ek is veilig by die huis, of jy bel om te hoor, is hulle veilig?
En dan is daar natuurlik die liefde wat getoon word, geopenbaar word, deur seksuele dade en huwelike. Ons ken mos daai ene, en dis veral wat die youngsters mos gebruik in vandag se tyd. As jy lief is vir my, sal jy. Maar as 3 maande later is daar 'n knop begin staan, en jy sien, hier's nou iets wat nie meer moet wees wat daar moet wees nie. Dan is dit die een wat daai woorde geuit het, as jy lief is vir my, sal jy. Het daai liefde soos mis voor die son verdwyn, saam met hom. Die woord liefde gebruik Satan en die duiwel ook vir manipulasie. En dit moet ons ook in gedagte hou. Ons weet, en al te goed, dat God is liefde. Maar ons weet ook, dat Satan en die duiwel sal gebruik alles, wat God vir te goede gebruik hy om kwaad te stook. Gebruik hy vir die teenoorgestelde. Jy sien, die Hooglied noem die liefde in 'n meer aantrekliker konteks. En hoewel baie kinders van God glo dat die liefde op 'n ander manier moet bewys word as 'n omgang voor die huwelik, is dit slegs die helfte van die stryd om 'n verhouding te wees as 'n getroude en 'n goddelike maat. Ek weet, in hierdie argument word wyd en suid geargumenteer. Om te sê, maar, ons bly nou al 10, 15 jaar saam, hoekom moet ons trou? Ons is mos voor God, het ons gesê dat ons saam met mekaar gaan wees vir ewig. En hier is 'n punt wat ons vir die heel aand kan oordebatteer. Die heel dag van môre en volgende week ook. En ek weet, dink en ek glo en vertrou, u sal weet waarop ek neerstuur. Ek het een keer gehoor dat iemand vir my gesê, God het vir die persoon blykbaar gesê, jy hoef nie te trou nie, jy hoef net saam te bly. En met my beperkte kennis van die woord van die Vader, het ek dit nog nêrens raak gelees nie. Nêrens nie. So hoekom sal God vir jou so iets sê? God het man en vrou geskape om by mekaar te wees as een. Die woord sê nie vir ons spesifiek dat God 'n huwelikseremonie tussen Adam en Eva gehou het nie. Maar God het hulle by mekaar gevoeg as een. Julle wat net saam bly, wie het julle by mekaar gevoeg as een? God? Ek weet meerderheid gaan sê ja. Ek sal graag die bewyse wil sien. Die woord maak dit vir ons baie duidelik. Ons met die landswette waarin ons woonagtig is, moet ons eerbiedig en volg. Ons moet gehoor gee daaraan. As die landswette sê vir jou dat jy word nie erken as man en vrou as jy nie wettig getroud is nie, dan erken hy jou nie so nie. Ek weet, deesdae word dinge baie verander en nuwe dinge word ingeskryf in dit, soos wat die eindtyd besig is om vinnig nader te rol. Want die vyand wil ons in die verderf hê. Hy wil hê dat ons in sondeval moet wees. Maar daai is 'n leerling vir 'n ander dag. Liefde lyk na 'n baie eenvoudige konsep vir ons, voordat ons die woord lees en in die woord indelf. En jy sal agterkom dat wanneer jy die woord begin lees en begin bestudeer, dat daar baie betekenis uit liefde uitgemaak kan word.
Maar voordat ek daarmee voortgaan, kom ons luister eers na hierdie een. Van Gene Rockwell, A Soldier's Prayer. En ek dink sommer vir 'n bonus enetjie kom ons gooi in Coat of Colours, deur Billy Forrest en Johanna Fields. Ja, vanaand is dit so 'n bietjie van die, meer soos ons sê, die olden goldies op Praise and Worship. So, A Soldier's Prayer en Coat of Colours, en dan is ons weer saam met u terug. I woke up in the middle of the night and I heard my buddy crying. I bent over and looked to his side and I heard him praying, and he said, "Wait for me, my love. I would like to lend your ears while I dry all my tears, and you don't have to pity me by the same thing that I've been told me." And I said, "Wait for me, my love. Don't you let nobody, no, nobody steal your love from you." And if I told you square, my soul is square, my darling, I'll be on your side. I hope you understand I'm a lonely man. I don't know why, I just can't see why you should ever leave me. Just don't mind, I just don't mind. I'll get out on my knees for you. Wait for me, my love. Gotta wait for me. Don't you let nobody, nobody steal your love from me. Not even the sergeant. Wait for me, my love. You gotta wait for me. Don't you let nobody, no, nobody steal your love from me. Not even the cat. Wait for me, my love. You gotta wait for me. Don't you let nobody. Back through the years I go wandering once again, back to the seasons of my youth. I recall a box of rags that someone gave us, and how my mama put the rags to use. There were rags of many colors, and every piece was small, and I didn't have a coat, and it was way down in the fall. Mama sewed the rags together, sewing every piece with love. She made my coat of many colors that I was so proud of. As
as she sewed, she told a story in the Bible she had read about a coat of many colors Joseph wore, and then she said, perhaps this coat will bring you good luck and happiness. And I just couldn't wait to wear it. Mama blessed it with a kiss. My coat of many colors that my mama made for me, made only from lace, but I wore it so proudly. Although we had no money, I was rich as I could be. In my coat of many colors my mama made for me. So with patches on my bridges, holes in both my shoes, in my coat of many colors, I hurried off to school just to find the others laughing and making fun of me. In my coat of many colors my mama made for me. And I couldn't understand it, for I felt that I was rich. And I told him of the love my mama sewed in every stitch. And I told them all the stories mama told me while she sewed, and how my coat of many colors was worth more than all their clothes. They didn't understand it, and I tried to make them see. You are only poor, only if you choose to be. Now I know we had no money, but I was rich as I could be. In my coat of many colors my mama made for me. She made just for me. Teenoor 7 al reeds op hierdie wonderlike Saterdag aand. En ja, onthou die belangrikste konsep om te onthou, geliefdes, is liefde is om op God te vertrou. Liefde is om getrou te wees aan jou maat en jou gesin. Liefde is vriendelik. Liefde is geduldig met almal en hierdie hele wêreld rondom jou. Dit is wat liefde is. Liefde leef op jou troudag. Liefde leef op die oomblik wanneer jou baba gebore word. Liefde leef aan die etenstafel, terwyl jy dankie sê vir jou gesin en die kos voor jou. Liefde is om jou sonde aan God op te hef. Liefde is om daar te wees vir die behoeftiges, die wat jou nader, soos wat God het aan jou uitwys. Daarom as jy op soek is na leiding in die lewe, kyk na liefde. Kyk na liefde. Ons gaan 'n paar Bybelverse bespreek, wat ek graag wil hê wat u in gedagte moet hou. En Johannes en die Psalms is albei uitstekende beginpunte vir ons almal om te lees oor die liefde en hoe God se liefde teenwoordig is in ons harte. En as jy iets wil soek, versgedeeltes en dis meer oor liefde, gaan kyk gerus daar, gaan haal hulle daar. Nou ek het 10 punte by mekaar gesit, net 10. Ons kan baie meer doen. En hierdie 10 punte praat ek meestals oor agape liefde, God se liefde. Ek praat nie van storge liefde nie, ek praat nie oor vele liefde nie. Ek praat oor agape liefde. Want jy sien, geliefdes, liefde is
rasioneel. Liefde is rasioneel. En ek wil graag vir die voorlees uit 1 Johannes 4 vers 7 tot 21 aangaande dit. En die opskrif in die 33-53 vertaling sê, God is liefde, om God lief te hê en die broeders lief te hê. In vers 7 begin en ons lees, geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God en elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. Hoor mooi wat hy sê, elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. En daarom sê hy, ons moet mekaar lief hê. Ons is so vinnig om te sê, ek is 'n Godskind, ek ken God, maar ek het geen liefde in my nie. Ek haat nog daai ene, ek verafskief daai ene nog. En hier kom ons net by die eerste vers, en ons val al klaar van die bus af. Maar kom ons lees verder. Vers 8, hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. Eina, hier kry ons nou pakslag. Hier sê Johannes vir ons baie duidelik, as jy nie lief het nie, ken jy nie vir God nie. Hoekom nie? Want God is liefde. Soos jy sê, ek kan nie iemand lief hê nie, ek kan nie my medebroer en suster lief hê nie. Hoekom probeer jy dan nog steeds daai massakre opsê om te sê, maar ek ken God, ek is die en ek is daai, ek is so holy, jy is nie, jy is 'n leenaar. Jy is 'n leenaar, jy is 'n valse persoon. Want as jy nie lief het nie, ken jy nie God nie, want God is liefde. Vers 9, hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy enige gebore seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. Hierin is die liefde nie, dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het, en sy seun gestuur het, as 'n versoening vir ons sondes. En nou weet ek die argument wat baie mense hier aanvoer en sê, ja, maar die woord sê, dat hy ons lief gehad het, verlede, past tense. Jesus het ons lief gehad toe hy op aarde was. En dis hoekom dit in die verlede tyd geskryf is. Jesus is nie meer hier nie. Jesus het opgevaar na die hemel toe, na die opstanding, om 'n plek vir my en jou, vir ons wat daai plekkie graag wil hê, te gaan voor te berei. Hy is nog steeds vir jou net so lief, soos toe hy op hierdie aarde was. Daai liefde het nie verander nie. Geliefdes, as God ons so lief gehad het, behoort ons mekaar lief te hê. Maak dit nie sin vir jou nie? God het ons so lief, dat hy sy enige gebore seun gestuur het, om vir ons aan die kruis van Golgotha te sterwe. So hoekom loop ons nog met soveel haat en vernuit deur in ons in? Hoekom maak ons of ons om te sê, ja, ek is 'n Christen, ek is 'n dit, ek is 'n dat. Ek sê vandag en ek verklaar weer, en ek is 'n Godskind. Ek is 'n kind van die almagtige God en Hemelse Vader. Want so lief het hy my, dat hy sy enige gebore seun vir my kruis laat sterwe het. Ek loop nie en ek wandel nie meer op hierdie aarde om sê, ek weet van Jesus nie, ek weet van die drie enige God nie. Ek sê vandag, ek het 'n verhouding met hom. Ek het Jesus Christus aangeneem as my saligmaker en verlosser. Vers 12, niemand het God ooit aanskou nie. As ons mekaar lief het, bly God in ons, en het sy liefde in ons volmaak geword. Hieraan weet ons, dat ons in hom bly, en hy in ons, dat hy ons van sy gees gegee het. Wauw, wat gegee het? Onthou jy wat ek in die begin gesê het? Van hierdie mense wat nie glo in die drie enige God nie, wat net glo dat sy is net Jesus. As ek hulle noem, die Jesus clan.
Nou, dit is my naam vir hulle, hoor. Hy ons van sy gees gegee het, van die Heilige Gees. Want die drie-enige God is die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Punt. Daar is geen argument daaromtrent nie. En as jy vir my sê, dit is nie so nie, dan vra ek vir jou, waar is jou liefde? Moet dan nie vir my kom sê, maar jy het God lief nie. Want as jy nie herken wie God is nie, hoe kan jy hom wel lief hê? Vers 14. En ons het aanskou en ons getuig dat die Vader die Seun as verlosser van die wêreld gestuur het. Elkeen wat bely dat Jesus die Seun van God is, God bly in hom en hy in God. Wow. Vers 15. Maak dit vir jou baie duidelik wat sê. As jy bely dat dat Jesus die Seun van God is, Jesus Christus sy Seun is, die een wat aan die kruis gesterwe het, God bly dan in jou en jy in God. En ons het die liefde wat God tot ons het leer ken en geglo. God is liefde en hy wat in die liefde bly, bly in God en God in hom. Hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag, want soos hy is ons ook in hierdie wêreld. Daar is geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite, want die vrees sluit straf in, en hy wat vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie. Het jy mooi gehoor, geliefdes? Daar is geen vrees in liefde nie. Daar is nie depressie in liefde nie. Daar is geen haat en afnyd in liefde nie. Dit is net nie daar nie. Want volmaakte liefde in God, ons almagtige God en hemelse Vader, dryf al hy gemors uit. Hy dryf het uit na buite toe. Dit is soos 'n pitsweer wat oopbars. Want daai vrees, daai depressie, en al daai goede, daai swartgalligheid, daai hatigheid, daai vernuidheid, al daai goede, sluit straf in. Want jy het nie volmaak geword in die liefde nie. Dis hoekom al daai goed in jou is. Ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. As iemand sê, ek het God lief, en ek wil hê, jy moet mooi luister wat vers 20 sê. As iemand sê, ek het God lief, en sy broeder haat, is hy 'n leienaar. Want wie sy broeder, wat hy gesien het, nie lief het nie, hoe kan hy God lief hê, wat hy nie gesien het nie? Come explain that to me. En dan sluit vers 21 af wat sê, en hierdie gebod het ons van hom, dat hy wat God lief het, ook sy broeder moet lief hê. Maak dit baie duidelik vir ons. As geen onduidelikheid in hierdie paar verse oor wat liefde nou werklik waar is nie. Liefde is definitief nie daai woordjies wat in 'n oortjie gefluister word om te sê, if you love me, you will allow this and you will allow that nie. Nee. 1 Johannes 4, 7-21 maak dit vir ons baie duidelik. En soos vers 20 en 21 vir ons het baie mooi afsluit mee. As iemand sê, ek het God lief en sy broeder haat, is hy 'n leienaar, want wie sy broeder wat hy gesien het, nie lief het nie, hoe kan hy God lief hê wat hy nie gesien het nie? En hierdie gebod het ons van hom, dat hy wat God lief het, ook sy broeder moet lief hê. So as jy vandag sê, maar ek is lief vir God, ek het God lief. My vraag is, hoekom haat jy dan nog steeds jou broeder? Jou suster in Jesus Christus. Hoekom haat jy hulle nog? Hoekom haat jy daai medebroer en suster wat nog in sonde loop? Dit is hulle wat jy juis met liefde moet ontvou en inneem in liefde en lei na die lig toe, die lig van Jesus Christus toe. Onthou ons het 'n bietjie vroeër gepraat van 1 Johannes, né? Waar daar gepraat word as liefde en verwys word na die lig en die woord. My tweede punt is, liefde is 'n lewensdoel.
Hoekom? Want 1 Korintiërs 16 vers 14 sê vir my, laat alles by julle in liefde geskied. Laat alles by julle in liefde geskied. Dit is wat jou lewensdoel moet wees. Daai doelwit wat jy daar vir jou moet stel. Want geliefdes, sonder liefde is aksie sinloos. Punt nommer 3. Sonder liefde is aksies puntloos. En hier gaan ons terug na 1 Korintiërs 13 vers 2 toe. Hier kom ons by Korintiërs 13, nou. Weet jy het gewag om te hoor wanneer kom ons daar uit. En al sou ek die gawe van die profesie hê, en al die geheimenisse weet, en al die kennis, en al sou ek al die geloof hê, sodat ek berge kon versit, en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees nie. Hoor mooi, wat sê die apostel vir ons, in die woord van die Vader. Hy sê, jy kan al die gawe, jy kan die grootste profeet wees onder die son. Jy kan alles weet, al die geheime. Jy kan so slim wees soos wat kan kom. Jy kan 'n dubbel triple Einstein wees. Jy kan die geloof hê dat jy vir 'n berg sê, gaan jy van hier af en gaan soontoe. Jou geloof kan so sterk wees wat jy vir die Tafelberg kan sê, luister, skuif jouself Johannesburg toe. En hy skuif homself. Maar as jy nie liefde het nie, is jy niks. Dan is jy niks. Begin nie besef, soos wat ons net hierdie gedeeltes uit die woord uit hierdie paar goedjies uithaal, hoe belangrik word liefde in die woord van God geag. Want liefde, geliefdes, vergewe. En ons het al gepraat toe ons van daai gedeelte gepraat het oor haat en vergifnis, né? Ek kan vergewe, maar kan nooit vergewe nie. Of ek kan vergewe, maar kan nooit vergeet nie. As jy nie kan vergeet nie, waar is jou liefde? Waar is jou Jesus Christus liefde? Dan het jy mos jou broeder nie lief nie. Hoe kan jy God dan wel lief hê? Want liefde vergewe. 1 Petrus 4 vers 8. Maar bo alles moet julle mekaar vurig lief hê. Want die liefde sal 'n menigte sondes bedek. En ons is so geneig om vinnig te kyk op mense se foute wat hulle doen. En dis hoekom so baie huwelike val. So baie verhoudings opbreek, verlovings breek. Want ons kyk vas in die ander se foute. Want ons wil nie dit vergewe nie. Want die menigte sondes wat hier bedoel word, wat bedek word, is die vergifnis van dit wat hulle verkeerd gedoen het. Ag, bring my weer terug na Jesus toe. Onthou jy, toe hulle daai vrou na hom toe gebring het, wat hulle gesê het, hulle het haar heterodaad betraf, waar sy besig was om oorspel te pleeg. En waar Jesus op sy hurke gegaan het, daar op die grond geskryf het, en ek probeer nog steeds vasstel, wat het hy geskryf? En toe hy opkyk, toe sien hy daar, niemand is meer daar, en die vrou staan alleen daar. Want Jesus het toch immers vir hulle gesê, terwyl hy daar sit en so op die grond skryf met sy vinger. Die een wat sonder sonde is, gooi die eerste klip. En jy sien, ons is geneig, in ons lewens, om altyd daai eerste klip te gooi. Want ons vergeet, ons het ook sondes. Want die vyand kry so die oorhand, hy maak jy mos, hy vat die liefde heeltemal uit jou uit weg. En hy vervang daai liefde met die kwaad. En ons moet waak daarteen. Toe jy met 'n persoon getrou het, of as jy met iemand in 'n verhouding betrokke raak, is dit maar net om, wat is die goeie woord wat ons altyd gebruik het, en wat daar nog steeds gebruik is, hulle noem dit daai one night stands, né?
daai hit and runs. Hoeveel van ons het werklik waar voor God gegaan en hom vergifnis gevra daarvoor, omdat ons onsself daartoe gevat het? Of het dit ook maar net gesê, okay, right, ek het tot bekering gekom, maar ek glo dit is nodig om vergifnis te vra daarvoor. Jy moet dit regmaak. Jy moet dit regmaak met God. Vader sê vir my vanaand, sê vir hulle, maak dit reg. Die wat dit nie reg gemaak het, maak dit reg. Sit dit by sy voete neer, dat jy vergifnis kan ontvang. Want jy dra dit nog al die pad saam met jou. En die vyand hou dit nog steeds oor jou. Maak dit reg nou. Maar bo alles moet julle mekaar vurig lief hê, want die liefde sal menige sondes bedek. My 5de punt is, liefde is die grootste emosie van almal. 1 Korintiërs 13:13, dis die bekendste vers wat ons almal ken. En ons lief hierdie vers. Nou bly, geloof, hoop, liefde. Hierdie 3. Maar die grootste hiervan is die liefde. En hy bring vir my terug ook na vers 2 toe. As jy nie die liefde het nie, dan sal jy niks wees nie. Is dit nie? Nou, ek dink hierso is nou 'n goeie tyd. Laat ons gaan luister na Barbara Ray, wat sy vir ons sing, God forgive me. Want daar is van ons wat ek voel dit in my gees, hier waar ek sit, agter hierdie mikrofoon. Mense wat nou sit en kriewel en rondskuif, om te sê, weet jy wat, toe ek jonger was, toe ek nog in die datingpool was, toe ek nog daar was en dit was, het ek dit en dit en dit gedoen, wat nie reg was nie. Ek het nie vergifnis gevra daarvoor nie. So die tyd is nou, vir ons om dit reg te maak. God forgive me, deur Barbara Ray. En dan, as ons terugkom, dan gaan ons aan met punt 6. Forgive me for my many sins. Ease my troubled mind. Place a peace within. Guide my feet so I can walk with you. If I hurt someone along the way, God, please forgive me. If my hands can help a small child's pain, then let it be. If my eyes can find a troubled heart, then let them see. Guide my lips to say the words to help all those who fear. Let me show the lost and lonely that God's love is near. God, forgive me if I go astray, if things I do go wrong, if I lose my way. I know I'll find you in the darkest night. I'll feel your love, I'll see your guiding light. God, forgive me for my many sins. Ease my troubled mind, place a peace within. Guide my feet so I can walk with thee.
If I hurt someone along the way, God, please forgive me. God, forgive me if I go astray. If things I do go wrong, if I lose my way, I know I'll find you in the darkest night. I'll feel your love, I'll see your guiding light. So if I go astray, if I should lose my way, in every prayer I'll say, God, please forgive me. God, please forgive me. Yes, Lord, forgive us, please, Lord. Dit was Barbara Ray gewees. Nou ja, geliefdes, punt 6, ek sien is al, 25 minute voor 8, die tyd het gestap. 6de punt wat ek met u wil deel is, dat dit is wat God wil hê mense moet doen, is om lief te hê. Johannes 15 vers 12, dit is my gebod, dat julle mekaar moet lief hê, soos ek julle lief gehad het. Dit is wat God wil hê ons moet doen. Dit is sy wil vir ons. Ek meen, hierdie gedeelte, die skrif in Johannes 15:12, kan dit op geen manier duideliker maak nie. Punt 7, liefde is 'n deeg. Kolossense 3:14, en beklee julle bo dit alles met die liefde wat die band van die volmaaktheid is. Wow. En onthou, wat is liefde? Liefde is sag, liefde is vriendelik. Met ander woorde, sag en vriendelik. Efesiërs 4 vers 2 tot 3. Met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra, en ernstig strewe om die eenheid van die gees te bewaar, deur die band van die vrede. Met ander woorde, liefde is nederigheid, liefde is sagmoedigheid, liefde is lankmoedigheid. En daarom moet ons mekaar met liefde verdra. En soos die skrif hier vir ons sê, en ons moet ernstig strewe om die eenheid van die gees te bewaar, deur die band van vrede. Wat 'n gees? Die Heilige Gees te bewaar, né? Daarom, geliefdes, is liefde lig. Dit is lig. 1 Johannes 4 vers 12. Niemand het God ooit aanskou nie. As ons mekaar lief het, bly God in ons, en hy het sy liefde in ons volmaak geword. Ons sê ons altyd, ons moet uitgaan, daar buite, ons moet die lig van die wêreld wees, die liefde van Jesus Christus. Wanneer ons met iemand adresseer, iemand praat, met iemand te doen het, moet ons dit doen met Jesus liefde. Geen ander manier nie. Jesus liefde. En my laaste punt 10, is Romein liefde is 'n taal. Romeine 12 vers 10. Wees hartlik teenoor mekaar met broederlike liefde. Die een met die ander voorgaan en eerbetoning. Hoe? En eerbetoning. Dit is my 10 punte wat ek vir julle het, geliefdes. My 10 punte. En ek wil dit net weer gou vir julle opsom. Net gou weer vir julle opsom. Liefde is relasioneel. Liefde is 'n lewensdoel. Want sonder liefde is enige aksie wat ons doen, enige iets wat ons doen, sinloos. Liefde het vergewensgesindheid. Ja, ons vergewe in liefde.
Liefde is die grootste emosie van almal en alles. Soos ek vir jy gesê het, ons ken 1 Korintiërs 13:13, nee, jy kan geloof hê, jy kan hoop hê, jy kan liefde hê, maar die grootste van dit is die liefde. Dan dit is 'n opdrag van God af. Dit is wat God wil hê ons moet doen. Dat ons mekaar moet lief hê. Want liefde is 'n deeg. Liefde is sag en vriendelik. Liefde is die lig. Want Jesus Christus is liefde en Jesus is lig. Is dit nie? Want liefde is 'n taal en die taal van liefde is 'n taal uniek op homself volgens die woord van God. Want hierdie taal is 'n taal wat voortgaan in eerbetoning. Nou ja, dit is my 10 punte met die skrifgedeeltes wat ek dit mee gestaaf het aangaande die liefde. Die liefde volgens die woord van God. Volgende week gaan ons voortgaan en dan gaan ons so 'n bietjie verder in diepte ingaan op die verskillende tipes liefdes. En volgende week praat ons oor die eros en die philia liefde. Daai twee. Ons gaan net daai twee oorgesels volgende week. En dan die laaste week daarop, dit is daai eerste Saterdag in Maart, is die 1 Maart, as ek reg kan onthou nou. Dan gaan ons praat oor storge en agape liefde. Storge en agape liefde. Storge en philia liefde is baie dieselfde. Nie heeltemal dieselfde nie, baie dieselfde, maar nie heeltemal nie. So volgende week skakel in as jy bietjie meer wil weet oor eros en philia liefde. En dan die 1 Maart sluit ons hierdie series af met agape en storge liefde. Nou geliefdes, terwyl jy nou regmaak, as jy nog nie reg gemaak het vir die avondsmaal nie, onthou, ons sluit nie 'n program af sonder die avondsmaal nie. Luister ons na hierdie een van Jonita Du Plessis. Doen u wil leer. Laat dit altyd God se wil wees in ons lewens en nie ons eie wil nie. En ons vra altyd die Vader om sy wil te doen in ons pad, in ons lewens, in plaas van dat ons eie willetjies volg. Want in God se wil, as hy sy wil in ons lewens toepas, sal ons ook hierdie 10 punte van liefde in ons lewens ook toepas. Ons is net hierna terug, na Jonita Du Plessis se doen u wil leer, met die avondsmaal. Doen slegs u wil, Heer, u wil met my, u potte bakke, met my die klei, vorm my en maak my, net soos u wil. Slegs u wil, Heer, u wil met my, u potte bakke, met my die klei, vorm my en maak my, net soos u wil. Op u bly wag.
sy bloed, is daar nou vrede in my gemoed. Hy is my leidsman, hy laat my leef, hy is oorwinnaar, hy is die Heer. Selfs as ek struikel en het berou, sal hy vergewe, hy bly getrou. Saggies en teer is die roepstem van Jesus, hy roep vir jou en vir my. Hy staan en wag aan die deur van ons harte, wag daar vir jou en vir my. Kom thuis, almal wat moeg is, kom thuis. Saggies en teer is die roepstem van Jesus, hy roep o sondaar, kom thuis. Kom thuis, kom thuis, almal wat moeg is, kom thuis. Saggies en teer is die roepstem van Jesus, hy roep o sondaar, kom thuis. Here, ek sal U loof, U weldade roem, U naam sal ek eer, almagtige Heer, want U het wonders gedoen. Here, ek sal U loof, U weldade roem, U naam sal ek eer, almagtige Heer, want U het wonders gedoen. Doen slegs U wil, Heer, U wil met my, U potte bakke met my die klei. Vorm my en maak my net soos U wil, op U bly wag ek, nederig en stil. Op U bly wag ek, nederig en stil. En so het die uurglas begin uitstap vir ons op hierdie Saterdag aand. En ja, dis tyd vir die Jesus trein weer moet vertrek. Maar voordat hy weer kan vertrek, moet ons eers na die avondsmaal toe gaan, by die tafel gesit saam met die Vader wat hy wag, wat hy voorberei vir ons. En daarna kan ons op die gepaslike manier in gebed afsluit. En dan kan die Jesus trein ons gaan. Nou ja, geliefdes, as ons aan die tafel kom sit, die tafel wat ons so goed ken as die nagmaal, is in sy wese 'n verbodsmaaltyd, 'n verbintenis tussen ons en Jesus Christus, wat ons elke keer vernuwe wanneer ons aan die tafel saam ons sit. Maar saam met dit kom daar 'n baie dringende en ernstige waarskuwing op. Want om die volle seën van die nagmaal te kan ontvang, moet ieder en elkeen van ons wat deelneem aan die tafel, moet ons in die teenwoordigheid van ons hemelse Vader ondersoek, voordat ons van die brood eet, en voordat ons uit ons bekertjie uitdrink.
om sodoende nie oordeel oor onsself te bring nie. 1 Korintiërs 11:27 tot 29 maak dit baie duidelik vir ons. Wie dan op 'n onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Want wie op 'n onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Die skrif maak dit vir ons baie duidelik. Want die nagmaal is vir my persoonlik en vir my familie en vir die hele JCR MTS familie en ek glo vir ieder en elke op is 'n gedagtenismaaltyd mos. Jesus het tog immers gesê met die instelling van die nagmaal, gebruik dit tot my gedagtenis. Tweedens is dit 'n waarborg. Want Jesus gee vir ons 'n waarborg hierso. Hy sê dit is my liggaam en dit is my bloed. Sy liggaam verteenwoordig die brood. En die kelkie verteenwoordig ons bloed. Daarom is dit 'n plek van viering met ons as die kerk, ek en u, saam met ons lewende, almagtige God en Hemelse Vader. Hoekom? Omdat dit een brood is en ons as ons baie saam, een liggaam, want ons het almal deel aan die brood. En daarom wanneer ons die tafel sit, moet ons weet dit verkondig aan ons toekomsverwagtinge. Want dit gee vir ons 'n versekering wanneer ons aan hierdie tafel elke keer kom sit, dat ons Hemelse Vader een met ons is. En vir my, wanneer ek aan die tafel sit, is dit nie met 'n lang gesig nie. Dit is nie met asof iets swaar of 'n juk op my skouers is nie. Nee, dit is 'n vreugdefees. Ek weet almal vier dit met baie erns. En dit lyk vir hulle of dit die oordeelsdag is. Maar dit is tog 'n vreugdefees. Hoekom? Want ons vier iets besonders. Ons vier op 'n besondere wyse die vrug wat ons pluk na die lyding van Jesus Christus, sy sterwe en dan sy opstanding. En ons weet dat Jesus leef, want hy sit ons nou aan die regterhand van ons Hemelse Vader nadat hy opgevaar het. Geliefdes, daarom die brood wat ons breek vandag is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Wanneer jy dit neem en dit eet, dink daaraan, glo en geloof dat dit simboliseer die liggaam van Jesus Christus wat verbreek was, wat verniet, wat geskenk was tot die volle versoening vir al die sondes. En daarna het u dan die bekertjie van danksegging opneem. Dit wat die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus simboliseer. Wanneer jy dit neem om te drink, dink daaraan en glo en geloof dat dit verteenwoordig sy kosbare bloed, daai kosbare bloed wat vergiet is vir my en vir u, tot die volle versoening van al ons sondes. In my hart en Geliefdes, kom ons, raak nou stil voor die Vader, ieder en elk van ons. Ons sonder onsself af. Ons doen ons belydenis in die hart deur die mond in geloof. Ons lê dit aan God se voete neer, terwyl ons dan deelneem aan die avondmaal. Terwyl ons so heerlik met al die pad in die agtergrond luister na die nagmaal lied van Willie Joubert. Kom nou, saam met my, saam met jou, saam met almal teenwoordig, en ons neem deel aan hierdie avondmaal. Die wyn en die brood wat ek nou neem, is 'n teken van die rykdom en die seën. Al die oorvloed binne my, kom en borrel in my vry, en die oorsaak is die Gees wat in my
vergewe my. O Heer, kom maak my vry van die sondelas. O kom na my om dit skoon te was, want ek wil weer vlekloos voor U staan. O Heer, vergewe my. O Heer, kom maak my vry van die sondelas. O kom na my om dit skoon te was. Vergewe my. O Heer, vergewe my. O Heer, kom maak my vry van die sondelas. O kom na my om dit skoon te was, want ek wil weer vlekloos voor U staan. Ja, ek wil weer vlekloos voor U staan. Kom ons raak stil voor die almagtige God en Hemelse Vader. Almagtige God, barmhartige God en Vader. Met 'n hart van reinheid kom ons nou na U toe. Ons loof en prys U uit genade. En ons dank U, Vader, dat U seun aan ons geskenk het as middelaar. Wat deur sy kruisiging, sy lyding, sy opstanding ons sondes op hom geneem het, en sodoende ook vir ons voedsel en drank van die ewige lewe geword het. Ons kom vandag, Vader, en ons dank U dat U ons die geloof skenk, waardeur ons in hierdie weldade kan deelneem, wanneer ons aan die avondmaal gesit het, waaraan ons gesit het, Vader. Ons dank U dat ons geloof weer eens opnuut versterk is met die avondmaal vandag. Vader, laat ons ieder en elk deur die gebruik van die avondmaal ons daagliks in staat te laat stel om te groei in ons geloof, in ons enige gemeenskap met U enige gebore seun, Jesus Christus. Ek bid dat al, Vader, dat dit deur die werking van die Heilige Gees, dat U goddelike doel met ieder en elk, met hierdie avondmaal wat ons nou genuttig het, bereik het. Ek weet en ek verstaan, Vader, dat Satan die duiwel kom en hy wil alles verwoes, vernietig, verslind. Hy kom en hy maak af of die avondmaal net 'n nuttigheid is. Daarom, Vader, kan ons ook net vir U sê dankie vir die waarskuwing wat U in die skrif en U boek en U woord vir ons gegee het, soos daar in 1 Korintiërs 11 van 27 tot 29 toe, Vader, sodat ons dit nie op 'n onwaardige wyse doen, enigsins enige tyd nie. En daarom kom ek op gesag van die woord nou, Vader, en ek tree op en ek tree in, saam met, in die naam van Jesus, teen Satan die duiwel en sy demoniese magte, en ek verklaar, dat dit, waarmee hulle heilig besig is, tot niet verklaar word. Dat het nou geen verder effect sal hê nie. Dat het nou afgesterwe het. Dat daar weer gesonde grense in plek gestel was, wat daar was, weer terug in plek is, in die naam van Jesus, dat het geen verder 'n impak op u kinders se lewens sal hê nie. Daarom, Vader, in Jesus naam,
kom ek en ek spreek lewe oor ieder en elk wat na my stem hoor en luister nou. Vader, lewe oor hulle gesondheid, verhoudings, verlovings, huwelike, hulle finansiële situasies en omstandighede, besigheidsondernemings wat U aan hulle toevertrou het, hulle werksplekke waarin U hulle geplaas het, ieder en elk se persoonlike, geestelike welsyn, maar as ook ieder en elk se geestelike, huislike welsyn, Vader, dat die lig nou weer sal skyn daar waar dit al begin verdof het, dat dit alles weer sal oplewe in die naam van Jesus. Vader, U woord verklaar, U wil ieder en elk van U kinders, wil U seën en beskerm. Geliewe luisteraars, my geliefde, geagte broers en susters, ons almagtige drie-enige God, seën en behoed U. Hy laat sy aangesig oor die verskyn en hef, gee aan die vrede. Ek kom nou en ek lê die naam van die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, op elke Godskind nou, om sodoende die Vader se seën en beskerming te ontvang. Ek spreek dit af, ek bid dit af, in die naam van Christus Jesus, ons saligmaker, ons verlosser, die enige weg, die enigste weg, die enigste deur, waardeur ons tot die koninkryk kan beerwe. Amen en amen. Nou ja, geliefdes, is tyd wat ons op die Jesus-trein klim. Die uurglas het nou heeltemal leeg geloop. Van my kant af en van Jos se kant af sê ons vir u baie dankie dat u ingeskakel was. Tot volgende week, selfde tyd, selfde plek hier op Joy Radio, jou reisgenoot saam met Jesus. Dan is ons weer terug saam met mekaar. Ons sê vir jou, wees veilig, wees geseënd. En ons groet jou met die volgende enetjie, 'n keerspel met onder andere al die kinders van God. Shalom. Al die kinders van God, prys die Heer, prys die Heer. Al die kinders van God, prys almal die Heer. Verbly julle, want Jesus kom, die dag breek aan, laat alles staan. Verbly julle, want Jesus kom, wees bly, wees bly, wees bly. Geloof, wankel nie, vertrou die Heer. Geloof, wankel nie, vertrou die Heer. Geloof, geloof, geloof en wankel nie. Geloof, wankel nie, vertrou die Heer. Geloof, wankel nie, vertrou die Heer. Geloof, geloof, geloof en wankel nie. Gaan vertel dat Jesus red. Gaan vertel dat Jesus red. Gaan vertel die storie van sy koms en glorie. Gaan vertel dat Jesus red. Gaan vertel dat Jesus red. Gaan vertel dat Jesus red. Gaan vertel die storie van sy koms en glorie.